Môre maatjies. Ons lees vanoggend weer uit die woord van Vader Jahwe en dit is belangrik want julle sal na die tyd verstaan hoekom dit belangrik is. Want ons as mense doen baie keer dinge verkeerd. Partykeer as maatjies met mekaar speel, kan hulle beklei, nee, dit gebeur. Veral as 'n maatjie lekker speelgoed het en jy ook 'n beerd wil hê, niemand gee vir jou 'n beerd nie, dit gebeur partykeer. Dan maak jy sommer partykeer 'n plannetjie. Hoe kan ek self sommer my eie een kry? En dan het dit al gebeur dat maatjies mekaar se goed steel, nee, vat. Mag ons mekaar se goed vat? Ons mag nie steel nie. En Vader Jahwe het vir sy volk al geleer daar in Numeri 5. Ek weet dit staan in Eksodus die 10 gebooie. Kan julle onthou hoeveelste gebod sê jy mag nie steel nie? Die 8ste gebod, nee. Maar nou het ons al intussen geleer dat daar 'n tabernakel was, 'n tent was met die priesters. En Vader Jahwe het daar in Israel se midde gewoon. En nou is hier in Numeri 5, is eintlik maklik, Numeri 5 vers 5. Sal julle dit kan sê? Sê saam met my, Numeri 5 vers 5 leer ons dat wanneer iemand anders se goed gevat het, gesteel het, dan moet hy dit teruggee. Hy moet dit teruggee en hy moet 'n bietjie ekstra teruggee. Sê nou maar een persoon het van 'n ander persoon, sê nou maar van sy koring gesteel, 'n sak of 2 koring. Nou, die Bybel sê 'n vyfde, so sê nou maar jy het 5 randjies, dan is 'n vyfde van 5 randjies nog 'n rand. So, as jy 5 rand gesteel het, moet jy 6 rand teruggee. Jy moet meer teruggee as wat jy gevat het. Dis die beginsel. En dan sê die Bybel, maar sê nou maar, dit was by 'n plek of iewerte waar jy dit nie weer vir 'n persoon kan teruggee nie. Die persoon bly dalk nie meer daar nie of is nie daar nie. Dan moet jy dit na die tabernakel toe vat, daar waar die priesters was. En jy moet dit daar vir Vader Jahwe gee. Maar teruggee moet jy teruggee. Eintlik moet ons nooit mekaar se goed vat nie. Dit is die eerste reël. Maar dit gebeur want die mens se hart is sondig. En partykeer besef jy nie, jy is nou eintlik besig om te steel, iemand se goed te vat sonder toestemming. Maar dan moet ons wat doen? Ons moet dit gaan teruggee. Maats, tot die groot mense sukkel vandag nog met steel. Hulle steel maklik mekaar se goed. En die woord van Jahwe sê ons mag nie steel nie. En dan spesifiek, as jy dit nie vir die persoon kan teruggee nie, daar waar Vader Jahwe se tabernakel was, want jy moet erken, Vader Jahwe, ek het gesondig. Ek het verkeerd gedoen. U sê in u woord, ons mag nie steel nie. U sorg vir ons, en as ek iets nodig het, dan moet ek vra, maar ek mag nie net vat nie. Nee, ons moet vra. En as ons met ons maatjies se speelgoed wil speel, dan moet ons vra vir 'n beerd. Nee, ons moet nie net vat nie, want dit is wanneer mense ongelukkig raak. Onthou wat ons gelees, Numeri 5 vers 5. Maats, kom ons sit net so dan bid ons saam. Dankie Vader Jahwe dat u woord so wonderlik is, dat u ons leer ons mag nie mekaar se goed vat nie, ons mag nie steel nie, en as ons iets gesteel het, moet ons teruggee, bietjie meer nog. Dankie dat u vir ons 'n kans gee om ook te kan jammer sê. Ons loof en ons prys u in Yeshua. Amen. Totiens maats, tot volgende week.